Goeiemôre en dankie dat jy vandag saam luister. Hierdie jaar is ons fokus op aanbidding en hierdie week besef ons weer dat elkeen van ons geroep is tot diens in God se koninkryk en in sy kerk. So vandag word ons herinner om as rentmeesters van ons lewens gereed te leef. Kom ons lees saam vanuit Lukas 12 vers 39 tot 43. Maar weet dit, as die eienaar van die huis geweet het watter uur die dief sou kom, sou hy nie toegelaat het dat daar by sy huis ingebreek word nie. Julle moet ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur wat julle nie verwag nie. Ek wonder of jy al ooit onverwags 'n besoek gekry het, dat iemand daar reg voor jou deur staan, ewe skielik, en jy in jou kop weet, die huis is 'n gemors, daar is nie melk in die yskas nie, en jy het jouself nog nie eers behoorlik reggemaak nie. Daardie gevoel, as dit jou al ooit oorgekom het, dit is nogal 'n ongemaklike gevoel, né? Jesus gebruik in Lukas 12 hierdie beeld van die eienaar van 'n huis wat nie gereed is nie. Hy waarsku, moenie onkant gevang word nie, wees gereed. Maar hierdie gereedheid gaan nie oor vrees nie. Dit is nie 'n bedreiging nie. Dit is 'n uitnodiging om wakker te leef, 'n wakker lewe. En in die positiewe sielkunde praat ons van 'n mindful presence, die vermoë om wakker en bewus te leef in die hede, in die oomblik van nou. 'n Studie deur die Harvard sielkunde departement het getoon dat mense gemiddeld byna 47% van hulle dag in afwesigheid leef. Hulle is daar, maar hulle is nie lekker daar nie. Hulle gedagtes is elders. Jesus se oproep in Lukas 12 klink amper soos 'n antieke weergawe van daardie navorsing. Hy sê, leef wakker, moenie slaap wandel deur die lewe nie. Ons is geneig om te dink, ek sal later bid, ek sal later daardie gesprek met my kind voer, ek sal later vra vir verskoning, ek sal later begin leef soos 'n disipel. Maar later is nie altyd gewaarborg nie. Dis hoekom Jesus se woorde skerp en liefdevol klink. Wees gereed. Dietrich Bonhoeffer het eendag geskryf, when Christ calls a man, he bids him come and die. Bonhoeffer praat nie van 'n letterlike dood nie, maar van die sterwe aan selfgesentreerdheid. Ware disippelskap is nie iets wat net Sondag of op die regte oomblik gebeur nie. Dis iets wat elke dag geleef word, in die klein goed. Hoe jy luister, hoe jy gee, hoe jy vergewe, hoe jy opstaan uit die bed en kies om die Here te vertrou met jou lewe. Elke keer wanneer loadshedding my onkan vang, maak nie saak hoe goed ek my huis ken nie, sukkel ek om my pad in die donker te kry, en loop ek kort teen iets vas of val amper my verpletter teen iets. Maar sodra ek my selfoon in die hande het en ek die liggie op my selfoon aansit, dan kan ek weer sien en maak die spasie weer vir my sin. En dit laat my dink aan hierdie teks, om te leef asof Christus vandag kom, is soos om jou geestelike flitslig aan te sit. Jy sien wat regtig saak maak, jy leef nie in angs nie, maar in die lig. Die neurowetenskap toon dat die brein baie meer gefokus en effektief funksioneer wanneer jy doelbewus leef. Jy is nie net minder gestres nie, jy is ook meer in voeling met jou waardes. En dis presies wat Jesus hier vra. Wees wakker, leef in lyn met die evangelie en wees 'n betroubare rentmeester van die tyd wat jy gekry het. Petrus vra toe vir Jesus, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel, vir ons? En Jesus antwoord met die beeld van 'n slaaf wat betroubaar is, wat sy werk doen, al weet hy nie wanneer die eienaar terugkeer nie. Die punt is, as jy werklik in verhouding met God leef, doen jy nie goeie dinge om gesien te word nie. Jy doen dit omdat dit deel is van jou nuwe identiteit. Gereedheid is nie vrees nie, dis getrouheid, dis vertroue, dis 'n lewe van dankbaarheid. En dit vra nie baie nie. So hier is 3 vrae vir jou om vandag oor na te dink. As Jesus vanaand by my huis sou aankom, sou ek gereed voel om hom te verwelkom?
Watter gebied in my lewe het aanpassing nodig om meer getrou te leef? Watter klein praktyk soos dankbaarheid, vergifnis, stilte kan my help om wakker te leef? Jesus roep ons nie tot perfeksie nie, maar tot teenwoordigheid. Mag jy vandag elke oomblik in sy teenwoordigheid leef, wakkerder as ooit, en nie in gedagte nie. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here Jesus, U ken my hart. U weet hoe maklik ek uitstel, hoe maklik ek myself troos met die idee dat daar nog altyd 'n môre sal wees. Maar U leer my om wakker te wees, om teenwoordig te wees, om gereed te wees. Nie uit vrees nie, maar uit vertroue. Help my om nie net op 'n groot geestelike oomblik te wag nie, maar om U vandag raak te sien in die eenvoudige goed. Maak my sensitief vir U stem en getrou in my woorde en dade. Skyn U lig op my pad en wys vir my wat dit beteken om elke dag as 'n disipel te leef. Ek wil nie slaapwandel deur my lewe nie. Ek wil U volg met oë wat sien en hande wat dien. Amen. Geniet die res van die dag.